Vader, dankie. Ons is gereed om te ontvang vanmorgen. Ons is reg. Here, ons wil luister dit wat U vir ons wil sê. En dankie vanmorgen vir die geleentheid dat ons kan delf in die kosbare woord. Woord wat lewe is en wat lewe bring. En ons dankie jou dat ons kan sit en vanmorgen vir kan vra, Here, doen wat U graag wil doen met elke van ons harte. Dis my gebed in Jesus naam. Want elke versterking van die vyand, wat hy wil loslaat en oor die dienste kanseleer, dat ek stel kragtloos in die naam van ons Here Jesus Christus. Wat dank U vanmorgen vir Heilige Gees wat in beheer is. En ons dank U, Here, dat U doel bereik. In die naam waardeur vir Here kan geprys sal word in Jesus naam. Na die kinders van die Here sê, Amen. En mag maar sit, dankie. Belydenis op ons daar so bel, gou kyk. Gou dit agter my aan sê, hardop gaan ons bely vanmorgen. Met die bietjie belydenis. Almal hardop saam. Openbaring 12 vers 11. Almal saam. Openbaring 12 vers 11 sê, ek het oorwin deur die bloed van die lam en die woord van my getuies. Efesiërs 1 vers 7 sê, deur die bloed van Jesus is ek verlos uit die hand van die duiwel. Johannes 1 vers 9 sê, deur die bloed van Jesus is al my sondes vergewe. 1 Johannes 1 vers 7 sê, ek word gedurig deur gereinig deur die bloed van Jesus Christus. Hebreërs 13:12 sê, ek is geheilig en afgesonder vir die Here deur die bloed van Jesus. Ek het die vrymoedigheid om in sy teenwoordigheid te kom deur die bloed van Jesus. Daar staan Hebreërs 12 vers 24 sê, die bloed van Jesus roep gedurig deur na God in die hemel om my onthaalde. Kan ons sê dankie vir môre. Glory. Wonderlik. Jakobus 5:7 tot 15. Kom ons lees, kyk op die skerm. Jakobus 5:7 tot 15. Kom ons hoor wat Jakobus sê. Vers 7. Hy sê, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kosbare of kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat die vroeë en die laat reëns ontvang het. Dis 'n boodskap op sy eie daai vroeë en laat reëns. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van ons Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, ook geen ander eed nie, maar laat julle ja wees en julle nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. Is daar iemand onder julle wat siek of ly? Laat hom bid. As iemand jou opgeruimd, laat hom 'n psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. In vers 15, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Kan jy sê almal op die woord van môre? Dit is van my boodskap van môre, die gebed van die geloof. Nou die hele hoofstuk hier, gedeelte wat ons nou gelees het, is eintlik 'n tydkammertjie, as ek so mag noem. Want ek glo nie een van ons wat vanmôre hier sit, het al hierdie gedeelte gebid
mense gesalf en die Here vertrou om hulle aan te raak en te genees nie, net om te sien dat op einde van die dag daai ding niks plaas het vir dit. Kom nou mense, die stem staan met my. En dit het my geplan, en plan my vandag nog steeds, dat ons doen wat die woord sê. En die Bybel beloof sekere resultate as jy doen wat die woord sê. Dis die saam met my. Maar tog gebeur dit nie. En dis vrae wat ek vra, en ek glo vra wat baie ander mense gevra het ook. Maar ek het verstaan nie, as ons dan doen wat die woord sê, en bid volgens die voorbeelde wat die Here vir ons gee, hoekom gebeur daar dan niks as ons dit doen nie? En dit is vandag nog vir my regtig 'n seer in my hart. Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk, en ek wil net bietjie saam met julle deurstap, is 'n baie belangrike gedeelte om te verstaan. En as jy dit verstaan, sal mense verstaan hoekom dit baie keer ook gebeur. Maar nogtans kan ons nie 'n vinger na die Here wys nie. Ons kan nie hom wantrou nie. Ons moet eers na ons self kyk en self ondersoek, is daar nie 'n blokkasie in ons eie lewe nie. Want dit wat die Here in sy woord sê is ja en amen. Stem jy saam met my vanmôre? Nou die boek Jakobus is geskryf deur die halfbroer van Jesus. Jakobus was die halfbroer van Jesus. Dieselfde maag gehad, maar ek kan ek so stel, die paas was verskillend, né? So die halfbroer van Jesus, en hy het 'n bynaam gehad wat hom gegee het. En die bynaam was Kennelnies. Kennelnies. Dit was sy bynaam. En net soos 'n hardwerkende arbeider se hande getuig van sy beroep, or hy runners feet for of to his training, net so het Jakobus se eeld bedekte knie getuig van 'n lewe van ernstige gebed. So we should listen up to what James has to say regarding prayer. Luister mooi wat die geleerde sê. He walked his talk on his knees. En kom ek vra die vraag vir vanmôre, hoe lyk jou gebedslewe die afgelope tyd? Hoe lyk jou gebedslewe die afgelope tyd? Ek en jy kan leer van sulke mense, sulke persone, en behoort te luister wat hulle te sê het, want hulle is mense wat toepas wat hulle sê. Luister, ek het dit vorige keer ook gesê, een van die skrywers sê, hy sê, cold prayers are as arrows without heads, as swords without edges, as birds without wings. They pierce not, they cut not, they fly not up to heaven. Cold prayers always freeze before they reach heaven. Cold prayers always freeze before they reach heaven. Ek kan nou goed die Here ons siele red. Die heel eerste Bybelstudie, ek het nie geweet wat Bybelstudie is nie, het ons gedoen, ons het gaan kyk wat is gebed, ek kan nie. Heel eerste ding wat ons aan gedink het en studie oor gedoen het, was gebeds.
Ons was later geleer om te bid. Ons kon leer by ons mentor, want wat hy gepraat het en gesê het oor gebed, het hy uitgeleef. Ons kon by hom leer wat vasting is, wat vas het hy self gevas, ding wat hy gesê het hy self gedoen, ons kon by hom leer. Ons het later begin Vrydagte deernagte bidure hou, waar ons van die son sak 6 gewoonlik tot 6 die volgende oggend het ons deurgebid. Jy kon nooit die eerste keer dit reg gekry het nie. Jy het 'n paar minute gebid, jy gebid van jou ma, jou pa, jou oupa, grootjie, almal jy voor gebid, dan kyk jy op jou losie, is 10 minute weg. Maar jy moet reg deur bid die volgende dag, dan het jy maar Bybel gelees. Maar altyd deur was my oop hom, hoe hy gebid het, sy manier van gebed, hoe hy gebid het, hy het op sy aangesig gelê, baie keer geloop, en ek kom by hom leer, so ek sê weer vanmôre, dis belangrik om by sulke mense te leer, want hulle doen wat hulle sê, hulle doen en beoefen. Belangrik. Jakobus begin in vers 7, en hy sê hier, so hy sê, wees geduldig, tot jy die vroeë en laat reëns ontvang. Hy kom in vers 9 en sê die volgende, moet nie teen mekaar sug nie. Hy kom in vers 12 en hy sê, moenie sweer nie. Hy kom in vers 13 en hy sê, is daar iemand onder julle wat ly? Hy kom in vers 14 en sê, is daar iemand siek onder julle? En sy enigste oplossing wat hy vir ons gee, is gebed. Mensdom. So as jy ongeduldig is, gaan bid. As jy wil sug teenoor ander, gaan bid, liewerste. As jy ly, ons gaan daarby kom, gaan bid, liewerste. As jy siek is, kry iemand om vir jou te kom bid. Gebed was die sleutelwoord wat hy gebruik het in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. Many kinds of prayers are named here. Ons het baie tipe gebede vind in hierdie stuk wat ons nou gelees het. Ons kry the prayer for the sick. Ons kry the prayer for forgiveness. Ons kry prayer for a nation. Even prayer for the weather. Kry ons hierso. There is no need that prayer cannot meet and no problem that prayer cannot solve. Gebed is die antwoord. Gebed is die antwoord. Kom ek stel dat so vanmôre jou verstandpunt so sê. Ons moet minder kla en meer gaan bid. Amen. Dis dan die eerste punt wat ek daar opmerk en ek wil daarby stil staan 'n rukkie. Kom hy en hy sê daar, is daar iemand onder jou wat ly, laat hom bid. Nou die woordjie ly beteken to suffer. Belangrik dat julle kennis neem, kyk vir pastoor, wat ek sê. Dit beteken to suffer evil. Dit beteken sad off. Dit beteken in trouble. Dit beteken geestelike of finansiële druk. Dit beteken persoonlike probleme. En dan kan ek nog baie bylas, beluister mooi wat pastoor nou sê vanmôre. Dis alles wat van buite af kom, nie van binne af nie. Dan moet ek weer sê. As jy ly, dit wat Jakobus vir ons hier noem, die ly en die lyding wat hy van praat, is dinge wat van buite af kom, niks te doen met dinge wat van binne is nie. Hoor wat pastoor sê, is belangrik om dit te hoor vanmôre. Dit kom van buite af. Want as van buite af kom, het jy baie keer die vrymoedigheid om die aangesig van die Here te gaan soek. Ek het die vrymoedigheid om te gaan bid en vra dat die Here my help as daar van buite af aanslag kom. Maar as dit van binne af kom waar sonde by betrokke is,
kan 'n mens is te skaam om voor die aangesig van God te gaan staan en sê, Here, help my. So wat hier plaasvind, is elke aanslag van lyding wat Jakobus hiervan praat, is van buite af. Daarom sê hy vir ons vanmôre, die antwoord is, gaan bid. Is niks verkeerd om ander mense te vra om saam met te bid nie. Niks verkeerd om ander te vertrou om saam met te bid nie. Maar die belangrikste is dat ons, wanneer ons ly, en deur al daardie dinge gaan, ons storms ons pad langs kom, en druk wat op ons is, dat ons in plaas van om te kla, in plaas van om te ween, in plaas van om te weeklaag, dat ons die aangesig van God sal gaan soek, want gebed is die antwoord. Amen. Die wat my tref, toe hy praat van geduld, toe sê ons moet seker maak dat ons wag vir die vroeë en laatreëns. In daardie tyd, vandag nog steeds, wanneer 'n plant, in daardie tyd kon niks en dit sou gebeur as die vroeë en laatreëns nie geval het nie. As een geval is, dan wag vir die volgende ene. So wat hy sê, dit gaan tyd neem. Dit mag nie onmiddellik gebeur nie. Dit mag nie dadelik plaasvind nie. Maar wag totdat die vroeë en laatreëns geval het, want so seer sekerlik is dat die daar geskryf het, so seer sekerlik sal die Here vir jou uitkoms gee in tye van druk en jou probleme. Hy's daar om ons gebed te beantwoord. Amen. Mensdom, luister mooi. Ons sê dankie vir Jesus. Luister mooi. It is evil blows of the outside world. It means it is a continuous suffering. Is 'n ding wat aanhoudend gaan. Jy gaan deur 'n ding vandag. Jy gaan slaap vanaand, jy droom van dit. Jy sien dit, jy praat van dit. Môreoggend staan jy nog steeds op en dit raak dit erger. Dis die probleme wat jou pad langs stuur. En as jy 'n kind van die Here is, moet jy dit 'n gewoonte maak om in sulke tye na die Here toe te draai deur gebed. Weet jy kan hoe afwees, hoofpastoor vandag vir jy kan hoe afwees. Jy kan hoe swaar kry. Die storms kan hoe groot wees. As jy net die eerste stap kan neem om in jou binnekamer te gaan, selfs in die motorkar ook, en daar te gaan bid in die aangesig van die Here te gaan soek, sê agterkom dat hy is saam met jou. Want dinge vind plaas, daar kom net 'n vrede in jou hart. Ek sê net ons of ons nou, die moeilikste om te gaan bid, soos jy altyd gewoond is om te bid. Dis 'n vreemde atmosfeer. En baie keer soos ek in die motorkar gery het en gebid van die begin tot op die einde waar ek gestop het. Net om in die gang te bly, maar as jy kon nie jou gebed wat jy gewoond was bid nie. Maar jy was in jou binnekamer gewees nie. En die duiwel sal enigiets probeer om dit weg te hou. Want as jy wegbly van gebed af, raak die storms groter in jou binneste. Hallo. Ja. Dan gaan Jakobus verder, hy sê, is anyone happy? Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Of laat hom na 'n lied sing. En dan vertaling sê dit pragtig. Sing unto your harp. Sing unto your harp. En dit is vir my so mooi, want as jy opgeruimd is, ons sing nie psalms nie, jy kan psalms sing as jy wil, maar ons sing vandag miskien agter 'n liedjie aan. Ons sing baie keer vir die Here, ons eie liedjies. Maar as jy opgeruimd is, moet jy psalms sing. So as jy ly, moet jy bid. As jy opgeruimd is, moet jy 'n lied sing. En dis so die Here verwag wat ons moet doen. Sing unto your harp, of sing 'n liedjie, tot eer en verheerliking van sy naam.
If anyone is flourishing, let him sing praises to God. Wie julle so lekker om saam 'n serie te sing, of wanneer jy musiek op het in jou kar te sing, of wanneer jy musiek luister om saam te sing, want die duiwel hou nie daarvan dat 'n kind van die Here God se naam moet groot maak en aanbid nie. Dis 'n sleutel wat die Here in ons hand geplaas het. Luister mooi. Tweede belangrike punt wat ek hier vind. Kom Johannes en hy gee 'n duidelike instruksies hoe ek en jy moet bid vir iemand wat siek is, en hy wys vir ons stap vir stap. Nou, wanneer ek hier gaan praat, en terwyl ons praat van bid vir siek is dit nie waar ons praat nie van die gawes van gesondmakings nie. Meervoud. Dis nie 'n gawe van gesondmakings nie. Hy gee ons instruksies wat elkeen van ons as kind van die Here moet eintlik toepas. Dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Dis 'n opdrag wat ons vind in die woord van die Here. Ons is daar om by mekaar te staan. Ons is daar om vir ander te bid. Ons is daar om vir siekes te bid. Ons is daar om duiwels uit te dryf. Dis 'n opdrag van Jesus af. Hy het sy disippels 2 uitgestuur. En die Bybel sê dat die mense gesalf wat siek was en hulle vir hulle gebid en die Here het hulle gesond gemaak en selfs duiwels uitgedryf. Hulle het sy opdrag gevolg. En dis wat ons moet doen, as Jakobus vir ons sê, en hy wys vir ons stap vir stap. James has discussed suffering and patience. Now he discusses prayer and sickness. Hy sê, is daar iemand siek onder julle? Engelse Bybel praat van siek of ill. Soos lyding wat uit 'n uiterlike bron gekom het, kom siekte nou van 'n innerlike jou liggaam. Dis waar dit vandaan kom. Dit kan siekte wees. Dan bid ons vir die liggaam. As die persoon swak is dit geestelik. Want daardie gedeelte gaan kyk na die oorspronklike teks, en as 'n verskriklike debat wat gevolg word daar, deur verskillende skrywers en kommentaar wat kom, wat sê dat dit wat Jakobus hier skryf is nie iemand wat siek is, maar iemand wat ly, of iemand wat swak is. Iemand wat swak is geestelik, wat hy hiervan praat. Maar baie as hy praat van siekte, en dis wat ek nou sê, is dat iemand wat siek is, dan bid ons vir die liggaam. As iemand swak is, dan bid ons vir innerlike genesing. Beide kante gaan die Here genees. Beide kante gaan die Here mense aanraak. En selfs die redding van die siel as daarby moet kom, dan bid ons ook dat die Here daai persoon se siel se red. Onthou nou wat pastoor sê, dat baie siektes is die direkte oorsaak van sonde. Ek sê baie siektes, nie almal nie. Of wanneer jy die wil van die Here beweeg, wat dan kan lei na fisiese dood volgens Jakobus gaan lees, Jakobus 1 gaan sien wat Jakobus daar sê. Physical sickness sometimes the results from sinful living. It is that kind of sickness that seems to be in view in James 5:14-20. En mense, ons vind te veel voorbeelde in die 4 evangelies waar Jesus vir hulle sê, gaan en gaan sondig nie meer nie. Wat 'n duidelike bewys is dat siekte die oorsaak was van dit. Maar ook sê Jesus, en wys hy vir ons nie alke siektes is van sonde nie. Baie kom van ons voorvaders af, baie kom deur die bloedlyn, baie is wel wat ons voorvaders gedoen het, maar nie elke siekte en siektes wat ons vind, kom van, of is die oorsaak van sondes nie. Luister mooi, die opdrag is dan, om die ouderlinge of geestelike leiers in te roep, om vir die persoon te bid. Nou, dit is wel interessant wat hy daar sê. Hy sê, as jy ly, bid vir jouself.
Nou sê ek weer, is nie verkeerd om pastoor te bel, nie verkeerd om ander te hoor om saam in gebed te staan nie, maar as ons die initiatief neem, want ons lei met ons die aangesig van die Here gaan soek deur gebeds. Dis ons antwoord. Maar as jy siek is, luister wat hy sê, gaan roep die ouderlinge. Jy gaan nie so toe nie, die ouderlinge kom na jou toe. Jy kom bid vir ouderlinge, bid vir jou waar jy is. Jy roep die ouderlinge. Gaan roep die ouderlinge of die geestelike leiers om vir jou te kom bid. Belangrik mense, dit is in volgorde vir ons daar gesit vir 'n spesifieke doel. As jy ly, bid vir jouself. As jy blydskap in jou hart is opgewonde en jy loop oor van blydskap, dan sing jy psalms, jy sing 'n lied. Maar as jy siek is, dan maak jy soos hy daar sê, gaan roep die ouderlinge in om vir jou te kom bid, dat die Here die werk in jou lewe kan doen. Nou luister hoe die pastoor sê, ek glo, al doen die Here dit innerlik vir daai persoon, as jy innerlik gesond is, sal dit innerlik is uitvloei na buite en jou liggaam sal ook aangeraak word. Die groot geheim is gehoorsaamheid. Die groot geheim is gehoorsaamheid. Luister. Derdens, hoe moet ons bid vir die wat siek is? Kom ons gee wat Jakobus sê. Sy laat hulle oor bid. Dis nou die leiers, né? Geestelike leiers, jou mentor, die pastoor, die bishop, maak nie saak nie. Laat hulle oor bid wat beteken en kan beteken, laat hulle oor staan. Dit is interessant daar. Moontlik haar hande uitgestrek boek in die persoon. Ek sê moontlik. Want nergens is soos daar as hulle hande op hom gelê het nie. Hulle het die woord gespreek. Dis niks verkeerd nie. Die disippels het hande op hulle siekes gelê. Dis nie verkeerd om te doen nie. Maar weer eers moet ons kyk wat die woord sê. Ons hande uitstrek, en ek het baie keer gesê, as jy in jou huis vind dat jou kinders dinge doen wat jy gedoen het as 'n sondaar, jy is bekommerd daaroor, wag die aand tot hulle gaan slaap en gaan staan en strek jou hande bokant hulle uit en breek daardie mag in oor 'n kind se lewe. Woorde dra krag. Ons doen dit in Jesus naam. Ons doen dit in ons eie naam nie. Ons doen dit in Jesus naam. En elke ding wat 'n naam het, moet gehoorsaam, moet nie buig in die naam van ons Here Jesus Christus uitgemaakte saak. Soos die heel eerste wat hulle moet doen, gaan bid oor hom. Vat hande as jy wil, of steek jou hande boek en uit en bid vir daai persoon. Luister. Julle doen dit nadat julle hom in die naam van die Here gesalf het. In die naam van Jesus word daardie persoon gesalf. En hier ook sê mense, omdat hierdie persoon gesalf word, is dit 'n geestelike siekte, nie 'n fisiese siekte nie. Maar Jesus se disippels het die siekes gesalf met olie. Toe hulle 2 het gesê, so ek sal aanvaar, geestelik ja, maar ook fisies, as ek kyk na wat Jesus se disippels gedoen het. So ons salf daardie persoon in die naam van Jesus Christus. En dit kan gesien word as 'n simbool van die Heilige Gees, of 'n voorstelling van die genesende krag of teenwoordigheid van God die Almagtige. Ons manifesteer dit. Ons doen wat die woord sê, ons pas dit toe. Ek glo in manifestasies. Ek het groot geword in manifestasies. Ons is geleer om manifestasies te doen. Doen wat die woord sê, manifesteer dit. Ons kyk die Jesegiel, hy moes die ding manifesteer. Hy moes dit doen daar, sodat hy 'n passie kon ontwikkel vir God se volk. Ons verstaan baie keer die dinge nie. Dinge is baie keer, klink vir ons dom as dit die woord lees. Maar weet jy mense,
as ons kan doen, sonder om vrae te vra, wen ons al klaar. Hallo? Die oomblik wat ons doen, sonder om vrae te vra, wen ons alreeds. Dis hoekom dit belangrik is, dat ek en jy moet doen dit wat God se woord sê, gehoorsaam word aan sy woord, en doen wat hy sê, sonder om te vra, los die res vir die Here. Doen jy jou deel en die Here sal sy deel doen, jy hoef nie te vra nie, hy sal sy deel doen, op sy tyd wat hy wil doen. En baie keer op sy tyd word ons geloof getoets, ons geduld word getoets, want hy doen dit nie op my tyd, hy doen dit op sy tyd. Kan ons dit leer, as ons nie daai kan leer, mense, sal dit soveel beter gaan in 'n mens se lewe. Luister, as jy laat julle oor hom bid, ander verhande oor hom uitstrek, glo ek, salf hom in die naam van die Here, salf hom in die naam van Jesus, en dan derdens, hier is die sleutel, en ek dink dit is waar ons misvat, en die gebed van die geloof. Kom ek vra die vraag. Hoe gaan bid jy vir iemand? As jy gaan na 'n persoon toe, jy gaan die hand op hom, dink jy in geloof, jy dink glad nie in geloof nie. Jy gaan doen wat jy moet doen, sonder te dink wat jy doen. En baie keer bid jy in jou gedagtes, sê jy, ek wonder wat persoon gesond word. Kom mense. Ek wonder of die Here daai persoon gaan oprig. Ek wonder hoe lank gaan die persoon nog leef. Hoekom gaan bid ons dan vir daai mense? Hy praat van die gebed van die geloof. Is die sleutel. Die gebed van die geloof beteken, luister mooi, dit sê, dit wat jy bid en wat ek en jy vra, glo ons dat hy dit vir ons sal doen. Ons kyk nie na die fisiese omstandighede nie. Ek kyk nie na die persoon in die bed nie. Ek luister nie na die masjiene wat op die persoon op is nie, en al die gepiep en al die dinge is daar nie. My oog kyk nie daarna, dan sien ek dit, val ek dit hier nie. Maar dan word dit feite wat ek kan sien, wat God het nog hiernaas gesê. Want ek glo dit, dat die gebed van die geloof, wat ek nou bid, gaan die werk doen. Dis wat die Here daar vir ons sê, die gebed van die geloof, met ander woorde, ek strek my hand uit boek en hulle, ek salf in die naam van Jesus, en die gebed van die geloof, beteken ook, because we should not ask anything of God unless we believe that He is able to grant it. Hy is by magte om dit te bewaar. Hy is by magte om die werklike ding daar te doen. Hy is by magte om my persoon op te rig. Hy is by magte om my persoon aan te raak. Hy is by magte om daai kanker te laat verdwyn. Hy is by magte om my krepeel op te rig. Hy is by magte, hy doen dit nie ek nie. Ek is die instrument, jy is die instrument, maar my God is by magte om dit te doen. En dit wat ons glo en opstaan. Nie my gevoel nie. Nie my gevoel nie. Hy is by magte om dit te doen. Mens. Luister mooi. Luister mooi wat Pastor nou sê, baie mooi. Baie kinders van die Here kan teleurgesteld raak wanneer God nie antwoord op dit wat hulle dink hy beloof het nie. Wie was al baie ongesteld en seer wanneer jy iemand gebid het, in plaas dat jy die persoon oprig, dan gaan die persoon dood. Kom dan mense. Ek het al later gedink, jy moet op 'n bid vir mense. Luister ek sê. Luister mooi wat ons toe sê nou. God
God verbind hom wel aan sy woord. Met ander woorde, wat God in sy woord sê is ja en amen. Die Bybel sê, dat dit wat God sê, in spreek sal nooit ledig terugkeer nie. Dit doen, sy woord doen wat hy behaag, het kom nooit ledig terug nie. Wat hy in sy Bybel, wat ons hier lees, is die waarheid. Maar luister wat pastoor sê, luister baie mooi. Hy doen wat hy sê. God verbind hom wel aan sy woord. God en sy woord kan ons nooit skei nie. Hulle is een. Hulle bly een. Ons kan nie skei, maar luister nou mooi. Maar nie aan 'n mens se verdraaiings of misinterpretasies van sy woord nie. Dis die geheim. Dis wat dit wil hê. Nou as ons kyk na die gedeelte soos my siekers bid in die Here sal die werk doen. As 'n mens nie presies weet wat die woord daar sê nie, en jy gaan bid vir iemand die Here doen niks nie, gaan jy teleurgestel wees oor hierdie dag. Want dit is nie wat Jakobus eintlik gesê het nie. Weereens die vertalings wat deurkom van ons Afrikaanse vertalings, om dit te vergemaklik, plaas hulle siegersinne en dinge daar net om dit vir ons leesbaar te maak, maar die betekenis is heeltemal anders as die oorspronklike teks. Dis hoe belangrik is om vir jou 'n Engelse Bybel te kry, 'n goeie studiebybel te kry. En wanneer jy Afrikaans lees, en lees 'n skrif en jy verstaan nie wat hy sê nie, gaan slaan dit na die Engelse Bybel en gaan lees oor en oor totdat jy dit verstaan. Nommer 1. Nommer 2, gaan bid en vra die Heilige Gees om daai skrifgedeelte vir jou oop te maak. Dis ek gebid het. Mag vir ook ek daai gedeelte nie verstaan nie, want hy weet wat hy sê. Het ek nie verstaan en daar's baie dinge wat teen dit getel het. Wys vir my wat die waarheid is. Wys vir my wat Jakobus daar gesê het. Verstaan? En nou kom vertalers, hulle sê dit kan wees geestelik, ander vertalers kom en sê dit kan wees vleeslik ook, fisies. So, maar solank ek en jy doen wat God se woord sê, sal hy nooit terugdraai van sy woord af, jy sal doen wat sy woord sê. And the prayer of faith is more than praying in faith. Luister mooi. It is a special and specific prayer that God enables us to offer by imparting faith for the healing. Dis die geheim. Daai persoon wat daar lê, het nie 'n greintjie geloof hê, voel nie lus vir enigiets van geloof, moenie met hom praat oor geloof nie, want daai persoon is siek of hy's af of wat ook al. Hy wil niks hoor van dit nie. So ons moet ons geloof vrystel. Imparting our faith. Ek moet myne vrystel in die plek van daai persoon. Wanneer ek die gebed van die geloof bid, moet my geloof van so aard wees, onwankelbaar, dat dit berge kan verskuif en daardie sieke, dat die Here daai sieke kan oprig en gesond maak. Maar meeste van die tyd, omdat ons kyk na die fisiese ding in hospitale, of wanneer ons by mense kom, sak jou voete onder jou huid, dat jy glad een dink aan geloof nie, en jou geloof op te bou en vry te stel nie, en dus kom baie keer daar die wonderwerke plaasvind nie. Dit sê iets wel. Dit sê iets. Luister wat hy verder sê. Dis wat hy verder sê. The prayer which expresses trust in God and flows out of commitment to Him, for only such prayers are effective. Wat is die resultaat? As ek en jy nou doen wat die woord daar sê, as ons dit doen wat die woord daar sê, wat ons gedoen het, ons het nou dit toegepas, ons het gedoen wat Jakobus daar vir ons sê, wat is die resultaat op die einde van die dag?
Wat kan ons verwag van die Here af? Wat kan gebeur as ons dit gedoen het en ons het gedoen volgens skrif? Ek sê altyd, ons doen dit volgens woord, want is absoluut woord wat ons bid. Wat is die resultate? Wat kan die resultate wees ook? Nommer 1 sê Jakobus daar, die kranke sal gered word. Nou daai woordjie krank beteken restore the sick. Om iets te restore beteken daai persoon kom terug na die oorspronklike plek. Met ander woorde, waar hy was voor sy siekte sal hy opeindig. Dis die woordjie restore. Wanneer ek bid as Here, restore me, van die Here jou uit daai situasie en hy plaas jou in daai plek voor jy in 'n ander posisie opgeland het. Hy bring jy terug na die oorspronklike plek toe, presies hier. Hy bring jy terug na die oorspronklike plek waar jy genesing ontvang het of waar jy genees was. Dis wat hy woordjie restore beteken. Beteken om terug te bring na die oorspronklike plek. Dit beteken om te herstel, dit beteken om te genees. En dit kan innerlik sowel as uiterlike genesings wees. Tweedens was die resultaat. Maar eers sal hy kranke sal hy gered word. En tweedens sê die Bybel, die Here sal daardie persoon oprig and the Lord will raise him up. Daar sal iets plaasvind. Sy bene sal sterk word. Sy liggaam sal versterk word. Daai goed sal verdwyn. Hy sal wil opstaan, Die Here sal hom oprig. Hy sê nie nog gelê nie, die Bybel sê vandag sê, die Here sal hom oprig. Met ander woorde, hy bring terug na die oorspronklike plek toe, die Here sal hom oprig, nommer 2. En nommer 3, wat vir my pragtig is, selfs as hierdie persoon sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Dis nie te sê dat die siekte die oorsaak van die sonde was nie. Want sonde was nie. Die beste manier is, hoe werk jy met dit? Hy sê, die Here sal die kranke red, hy sal hom oprig. Ek sê altyd, dat ek bid vir die persoon, en sê, hoor, ek kom bid agter my aan, of vra die Here om vergifnis, of vra die Here om jouself te ondersoek, Heilige Gees om jy te ondersoek jouself ook, en kyk waar daar enige hakplekke is, wat waar is deur oop kon gemaak het, en vra om vergifnis vir dit. Vra om vergifnis, dat die Here jou kan vergewe. Die Heilige Gees om jou uit te wys, as daar sulke blokkasies in jou lewe is. Mens. So eenvoudige dinge wat hy van praat. Daar is sulke kragtige woorde wat ons van lees daar. Al wat hy van ons verwag is om dit toe te pas en toe te mens ons is hier op die aarde vir spesifieke doel. Nie net om elke Sondag kerk toe te kom. Nie met ander net te gesels oor die Here nie. Nee, ons is hier om die werke van die vyand te verbreek. Ons is hier om vir mense te bid. Ons is hier om mense vry te maak in die mag van die prins van duisternis. Dis ons werk. Ons is ambassadeurs van Christus Jesus op die aarde. Hy verwag van jou en van my om sy werk voort te sit. En wie sal doen as ek hier nie gaan doen nie? Gaan bid vir die siekes. Gaan praat met hulle. Vertel hulle wat Jesus vir jou gedoen het. Sê vir daai persoon, die Here kan jou genees. Die Here kan daai bande oor jou lewe breek en niks is by God onmoontlik nie. Doen dit, gaan salf hulle, bid vir hulle. Vertrou die Here om daai persoon op te rig en terug te bring na die oorspronklike plek toe. Nothing is impossible. Niks is onmoontlik by my God nie. Alles is moontlik. So wat leer ons uit hierdie gedeelte? Belangrike, die enigste belangrike punt is dat die Here tog nooit verander nie. Het wel van adres verander, maar het nog nooit verander nie. En wat Jakobus vir ons sê, in plaas van ongeduldig wees bid, en wag vir die vloer later eens, moet jy teenoor ander kla nie, bid eerder. As jy ly gaan bid, as jy
gelukkig is, sing 'n lied tot eer en verheerliking vir sy naam. As jy siek is, laat ander vir jou kom bid, want die Here is getrou om jou aan te raak, te genees, op te rig, en selfs as jy gesondig het, jou sondes vir jou te vergewe. Dit is so wonderlik, as jy uitstap daar, as jy 'n nuwe sixpence, gewas, skoon gewas, aangeraak, genees, reg vir die volgende sessie, saam met Jesus Christus. En mense, kom ek en jy as kind van die Here, as gemeente lid van AGS Bethel gemeente, pas dit toe ons na jou lewe. Moenie mense wegstuur wat hulp nodig het nie. Moenie mense eenkant toe sit, eenkant toe stoot wat gebed nodig het nie. Doen jou deel, al bid jy soos 'n krap, maak nie saak nie, al wil jy baie keer die woord onthou nie, maar doen jou deel, solank jy jou deel doen, sal die Here sy deel doen, en die persone se siele kan gered word, die liggame kan genees word, en die Here se naam kan aan die Here verheerlik en geprys word. Kan jy sê amen vanmôre? Glory! Kom ons staan, kom ons staan.